39, vers 14, 39 van hoe die heilige klere gemaak is. En dan kom jy by die klere van die priester. Hoe moet dit lyk? Die hoëpriester kry hierdie stene op. Vers 9 sê, dit was vierkantig, dubbel gevou, het hulle die borstas gemaak. 'n span, sy lengte en 'n span sy breedte. Dubbel gevou was dit. Nou, waar is die borswapen? Dit kom voor op die bors van Aaron. En hulle het daar in 4 rye stene ingevul. 4 rye. 1, 2, 3, 4 en dan kry ons hoeveel stene? 12. 14 en die 12 stene was volgens die name van die kinders van Israel. 12. Volgens hulle name. Soos op 'n seelsteen uitgesny word, was hulle vir 12 stamme, elkeen volgens sy naam. Okay, wat is nou die simboliek? Wat is die vervulling daarvan? Hier staan die hoëpriester Aaron. Hy is die hoëpriester van die verbond, die eerste verbond. En op sy bors is die borstas en daar is hierdie stene in. Koraal, 'n topaas, 'n smarag, 'n karbonkel en so aan. Dis hierdie kosbare stene. 12 van hulle. Hoekom 12? Want daar's 12 stamme van Israel. Waar is die 12 stamme van Israel? Maar as Aaron by die tent uitstap, daar's hulle. Die verbond is met hulle. Watter verbond? Die ou verbond. Kyk, daar kom daar, spreek Jahwe, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond sal maak. Wie is hulle? Hy stap by die tabernakel uit en daar is hulle. En hulle kry kinders en kinders en kinders geslagte lank en dan kom daar 'n nuwe verbond met daai kinders. Niemand anderste. En 'n nuwe verbond, 'n nuwe hoëpriester, 'n nuwe priesterorde en 'n nuwe wet.